Ja, Here Jesus, U het hierdie gebed vir ons geleer. Ons Vader wat in die hemel is. En ons wil U kom aanbid en vir U sê, U koninkryk, U wil moet op hierdie aarde geskied. Want U naam is groot. En ons kom eintlik maar met ons emosionele, geestelike, fisiese behoeftes na U toe. En ons wil vanoggend vra, gee vir ons 'n leerbare gees en 'n ontvanklike hart. Maak ons ore oop, ons geestelike ore oop, maak ons reg om te hoor wat U wat die lewende enigste heilige God is, vanoggend vir ons wil kom sê. Here Jesus, dankie dat U met ons is deur die Heilige Gees. Leer ons op hierdie oomblik. Amen. Nou julle wat nou die hele tyd ons gevolg het, en julle ergens in die wêreld wat kyk na ons dienste, weet ons is hierdie afgelope paar weke besig met hierdie gedeelte uit Matteus uit, waar ons kyk na die gebed van Jesus. Nou die hele ding het afgespeel. Jesus het eintlik dis deel van wat bekend staan in die Bybel as die bergrede. Met ander woorde, dit was daar Jesus sy bediening begin het, toe hy begin preek het, en hy het hulle daar in die berg in Kapernaum, daar waar die Galilea, die see van Galilea is, nou die see van Galilea is noordelike kant, en daar het Jesus so teen die berg opgegaan, en daar die mense so voor hom gesit, en toe hy hulle begin leer, so as jy Matteus 5, 6 en 7 gaan lees, dan is dit so 'n duidelike prentjie van wat het eintlik van ons verwag om kinders van God te wees. En 'n deel daarvan, op 'n stadium het sy disippels gesê, maar Here, jy moet ons leer bid, en dan kom hy en dan leer hy vir hulle bid, en hy vertel vir hulle wat hy dink ons moet, hoe ons moet bid. Nou is so dat as 'n mens praat oor gebed, dan skakel 'n klomp ouens ons nou af. Want hulle is ons nou bang vir gebed, of hulle weet nie om te bid nie, of hulle sukkel met gebed, en gebed is moeilik, terwyl dit eintlik die manier hoe God ons gegee het om met hom te praat. So as hy hierdie gebed kom gee, dan gee hy nie hierdie gebed, wat ek nou gaan lees, as 'n manier, of jy kan dit net so bid, maar hy gee dit nie vir ons, en sê, jy moet elke keer net so presies op hierdie oomblik, jy elke dag dit so bid, jy kan dit so bid, maar hy gee ons eintlik 'n patroon wat sê, die gebed werk eintlik so, dat jy 'n gebed fokus op God, en die oomblik as jy begin bid, dan fokus jy op God, en hy sê dan, bring jy vir God al die eer, en dan kom met jou persoonlike behoeftes, ons het laas week gesien, fisiese behoeftes, emosionele behoeftes, en geestelike behoeftes, kom jy na God toe, en jy kom vra vir hom dit. So ek gaan hierdie gebed lees, dis nie 'n rympie nie, maar dis 'n manier hoe jy ook kan bid. So moet jy bid, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, en laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. En gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook hulle vergeef het, wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En dan sê Jesus na hierdie gebed, want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal die Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. So as jy hierdie gebed lees, nou net gesê, dit fokus op God, laat U naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat U wil geskied, en verlede week het ons gesê, maar ons kan, as ons na God toe kom met ons fisiese behoeftes, vat ons nie ons fokus van God af nie, en nou bid ons net oor ons fisiese goed nie, ons sê vir God dit, ons sê, Vader, gee vir my vandag my daaglikse brood, en laas week het ek gesê, as jy moet dink oor brood, ek moet van die Here sê, laat ek asseblief minder brood eet, en miskien is daar van julle ook wat moet bid, maar as jy so amazing gedagte, dat God stel belang in jou fisiese, hy stel belang wat jy eet, en ek het laasweek gesê, hy het ons nie gemaak, hy kon ons gemaak net soos 'n koei, wat net gras eet, en is boring gras, elke dag dieselfde, hy kon ons so gemaak het, maar hy het nie, as hy dink aan kos, dan gaan hy so wyd, en dan gee vir ons al hierdie ongelooflike geure, en kleure, en smake, en as hy sê, as jy nou hierdie heerlike kos, dink aan al die vrugte, dink aan al die groente, en vleis, en dan sê hy nog, hier speserye ook by om het lekker te maak. Elke liewe ding maak God net vir een ding, sodat jy kan lekker eet. Hy is bekommerd daaroor dat jy nie net gras hoef te eet nie. Hy wil hê, as jy eet, gaan ek vir jou die spread gee wat jy kan nie aandink nie.
Dis waarna hy dink oor kos. So vir hom is dit belangrik dat met jou goed sal gaan op 'n fisiese gebied. Nou die volgende, dis waar ons vanoggend gaan praat. Hy is ook bekommerd of besorgd daaroor oor jou emosionele toestand. En daarom kyk hy na jou en sê, maar ek wil nie net hê jy moet fisies gesond wees nie, ek wil hê jy moet emosioneel gesond wees. En ek wil ook hê, en dis wat volgende week oor gaan, ek wil hê jy moet geestelik gesond wees. So God kyk na gees, siel en liggaam, stel hy in jou belang, en dan leer Jesus ons dit, ons fokus op God, en dan fokus jy op jou ook, op jou 3 groot areas, liggaam, siel en gees. En veral vanoggend emosioneel. Nou lees ek 'n bietjie oor die sielkunde. Ek het gedink ek moet eers net 'n bietjie gaan lees wat sê sielkunde oor emosionele pyn. En nou Jesus was die sielkundiges lank vooruit. As jy hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees, weer 'n keer lees, net sê wanneer hy gesê het, vergeef hulle ons, vergeef hulle soos wat, Here Vader, vergeef my sondes soos wat hulle ander mense vergewe. Want hy weet, dat as mense iets in jou gedoen het, die grootste pyn, die grootste emosionele pyn wat enige mens het, behalwe die verlies van 'n geliefde aan die dood, is dit wat mense aan jou doen. Dit wat mense aan jou gedoen het. Nou die sielkunde sê, en ek gaan vir julle met een definisie lees van emotional pain is a kind of psychological pain that comes from non-physical sources. It could be originate from an insult or hurtful words from someone else, or as a result of grief, regret of the losing of a loved one. So hy sê, en dis die hoofoorsaak wat die sielkunde sê, van mense se emosionele pyn, is dit wat mense aan hulle doen. Dis wat hulle vir hulle sê, en hurtful words. En sê hulle, as jy nou verder gaan lees, en dit loop uit tot 'n gevoel van bitterheid, en van woede en jaloesie, en naderhand is dit 'n gevoel van verworpenheid, en mense voel minderwaardig, en jy kan eintlik hy lys aangaan en aangaan en aangaan van hoe mense voel. Nou God sê, as dit so is, dat emosionele pyn mense se lewens so verwoes, dan wil ek iets daaromtrent doen. En dwars deur die Bybel, lees jy dit. Ek gaan dit nie alles nou lees nie. Maar hy sê, kom na my toe as jy moeg en oorlaai is. Die Here is jou herder. Ek sal rus gee vir jou siel. Hoor wat sê Psalm 34, hy sê, die Here is naby die wat gebroken is van hart. Hy verlos die wat verslae is van gees. So God is nie ergens in 'n prentjie daarbo met niks uit te waai het met ons soos die gode van daai tyd, die afgode van daai tyd nie, wat niks met die wêreld uit te waai het. Vandag nog steeds so. Allah het niks met mense uit te waai nie. Boeddha en daai ouens het niks met jou uit te waai nie. Maar God sê, ek is bekommerd, ek is besorgd daaroor. Ek kyk na jou uit as jy verslae is en jy het 'n gebroke hart. En almal van julle wat hier sit, ek is oortuig daarvan, miskien is daar miskien een, is al een of ander tyd emosioneel seer gemaak. Mense het goed aan jou gedoen, mense het goed vir jou gesê, mense het agter jou rug van jou gaan praat, en dan vind jy dit uit. Die gevaar is, en dis wat oor vanoggend gaan, is dat wanneer daai goeders mense begin raak, dan begin hulle gedrag verander. En nou sê Vader, Jesus, ek wil hê, julle moet met die Vader hieroor praat. En dis wat hy sê in vers 12, hy sê, ons Vader wat in die hemel is. En dan sê hy, vergeef ons skulde, soos ons ook hulle vergeef, wat teenoor ons skuldig staan. So hier's 2 dele. Die eerste deel is, vergeef ons, maak ons reg met u. En die tweede ding is, maak my reg met ander mense. En dis wat hy in hierdie gebed bid. So, as jy net daaroor dink, en Jesus het die kans om vir iemand te leer bid, wat deur die eeue vir mense geleer word om te bid, as dit net hierdie een sin. Ek is bekommerd of besorgd daaroor, dat jy nie vergewe is nie, en dat jy voel, jy is ver van God af, en ek is bekommerd daaroor, dat jy nie vergewe, sodat jy kan herstel nie. Nou, Jesus sit dan 'n stukkie by, en dis nogal 'n ontstellende stukkie as 'n mens dit lees, want hy sê, want as julle die mense hulle oortredings vergewe, dit wat mense aan jou gedoen het, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar nou sê hy, maar as julle nie die mense vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Maar nou moet ons dadelik regop sit en mooi luister, want hier is nog 'n belangrike ding. Want van watter vergifnis praat Jesus hier? Want ons getuig, ons boodskap van ons kerk en van die Bybel is, dat as Jesus jou vergewe het, en jy is 'n kind van God, dan is jy gered.
So van watter vergifnis praat hy? En ons weet, en dis die getuienis van die Bybel, dat as God jou vergewe het, is jy 100% vergewe, 100% van die tyd. Romeine 3 sê, almal het gesondig, en het nie deel in die heerlikheid van God nie, maar hulle word dit, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Romeine 8 gaan hy verder, hy sê, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So as Jesus kom en hy sê, as jy nie wil vergewe nie, dan kan ek jou nie vergewe nie, het dit nie te doen met jou ewige vergifnis nie, want die gebed begin, hoor hoe die gebed begin, hy begin met Vader. Nou wie kan vir God sê Vader? En net hulle wat aan hom glo, hulle wat sy kinders is. So hy sê vir kinders van God, Vader, kom vergewe my vergewe my sondes, soos wat ek vergewe is, dan bedoel hy, hierdie sondes, is nie daai sonde wat jy doen, dis nie in 'n toestand van sondigheid voor verlossing nie. Hierdie is 'n toestand van sondigheid, nadat jy 'n kind van God geword het. En nou dink jy, maar hoe is dit moontlik? Wel, as jy nog nie ouers is nie, dan gaan jy dalk nie verstaan nie. Maar as jy 'n kind is, gaan jy dit ook nie verstaan nie, want jy is dalk deel van die probleem. Nee, jy is dalk deel van die oplossing. Ekskuus, nou gaan die tieners baie kwaad wees vir my. Maar nee, wat eintlik gebeur as jy pa en 'n ma is, dan weet jy baie keer stel jou kind jou teleur. Jy gee vir hom 'n opdrag of jy verwag seker goed van jou kind en hy doen dit net nie. Of sy doen dit net nie. En jy voel so teleurgestel, jy voel kwaad, jy voel hierdie kind moet gestraf word. Dit voel vir jou asof daai verhouding verbreek is. Dit werk natuurlik aan die ander kant ook. Dat ouers baie keer in kinders sulke goed gedoen het en mishandel het en sleg behandel het en sleg gesê het, dat daai kind voel, maar ek kan nie meer hierdie verhouding met hierdie ouer van my hê nie. En baie keer is dit so dat ouers en kinders nooit weer met mekaar praat nie. Verhoudings is so verbreek as gevolg van dit wat hulle aan mekaar gedoen het. Maar die status van hulle verhouding sal nooit kan verander nie. Want DNA kan nie lieg nie. Al is jy emosioneel afgesny van iemand, is dit nog steeds jou DNA wat in daai persoon is, of in jou pa se DNA wat in jou is. So dis wat Jesus kom sê, dit is gewoonweg so, dat Abba Vader se kinders stout kinders kan wees. En as hulle stout kinders is, bly hulle nog steeds 'n kind van God. Want die DNA van Jesus is in ons in, soos ons in Jesus glo. As ek by 'n punt gekom het om te sê, dit wat God deur Jesus Christus kom doen het, is vir my aanvaarbaar, ek aanvaar sy verlossing, dan word ek sy kind. Baie keer is ek sy stout kind. En jy sal weet, soos in enige verhouding, as jy verbreekte goeders het, goed wat die verhouding gebreek het, dan groei die verhouding nie. En hoe langer dit so aangaan, die verbreektheid, hoe slegter raak die verhouding. Dit is so 'n spiraal. En dis waaroor Jesus hier praat. Hy wil nie hê dat ons in 'n verhouding met God moet staan, waar ons so afstand, omdat ons goeders aan mekaar verkeerd doen, en nie gehoorsaam is aan sy wil nie, dat ons so afstand tussen hom en ons kry. En daarom glo ek, hierdie is 'n daaglikse gebed. En ek wil dit eintlik so sê, ons Vader wat in die hemel is, vergewe ons vandag ons daaglikse sondes. En daarom sê Johannes, as hy 'n brief skryf hieroor, dan sê hy, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, hy praat hier met die kerk. Julle die opskrif gaan lees in Johannes, hy praat met die kerk, die gelowiges op daai stadium. Hy sê, as ons beweer dat ons nie sonde het, met ander woorde, hierdie is die sonde wat ons maak wanneer ons verhouding met God versteur, dan bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. En dan is hier die hele gedagte van Matteus 6 vers 12 wat ons nou net gelees het, vergewe my sondes. Maar as ons sondes bely, as ons na hom toe kom en sê vergewe my sondes, is hy getrou en regverdig en hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. En ek het nou nie daar opgesit nie, maar as jy net verder lees in Johannes 2 vers 1, dan sê hy, en as jy sondig, ons het Jesus as ons volmaakte voorspraak by die Vader. So hierdie vergifnis waarvan hy hier praat vir my, is dit wat jy doen,
wat jy as 'n kind van God na hom toe kom en sê, Here, ek was ongeskik geweest met mense. Ek het net iets leliks gedink of iets leliks gesê of iets leliks gedoen of verkeerd gedoen en ek weet dit is verkeerd en ek is jammer daaroor. Vergewe my asseblief my sondes. Dan sê hy, ek is getrou en regverdig, ek sal jou sondes vergewe en jou skoon was. Ek herstel jou posisie. Jy is weer waar jy was. Jy is weer vrylik by my. So as ons dink oor die entry level, die Christianity 101, dan is die basis daarvan, die basic daarvan, is dat ons die vergifnis aanvaar van sonde, en dat ons dan na Jesus toe kom gereeld met ons gewone sonde as 'n verhouding met hom. So vergifnis is vir my Christianity 101, dis waar dit begin. So as jy gaan kyk na die Bybel, en as hy in hierdie gedeelte, net in hierdie gedeelte, gebruik hy 2 woorde, Matteus wat geskryf het in Grieks, hy gebruik 2 woorde, as hy oor vergifnis praat, en die een beteken to let go, or to give up a debt, or to forgive, or forsake, or lay aside, or to pardon. Die ander woord wat hy gebruik, beteken dit, to show oneself gracious, or kind, or graciously to restore one to another. En so ek 'n bietjie gaan lees en gedink, maar hoe kan ek dit maklik maak vir my? En toe het ek gedink, maar ek wil dit so vertaal, dit is om iets vir dood agter te laat. Want dis presies wat Jesus kom doen het. Toe Jesus aan die kruis gesterf het vir al ons sondes, het hy eintlik God kom doodmaak, of die straf van God kom doodmaak vir sonde. So hy is eintlik, wanneer jy sê, ek wil iemand vergewe, ek na God toe kom en sê, God, vergewe vir my die manier hoe ek vandag opgetree het, ek weet dit is verkeerd en ek wil nie so optree nie, want ek is die kind, dan sal jy asseblief daai sonde vir dood agterlaat. En dis presies wat dit doen. Want dit gaan nie weer, daai sonde is verby, hy het dit vergewe, dis gone. Nou sê hy, maar as jy dit verstaan, die tweede deel van daai gebed, as jy verstaan dat God kom en hy sê, ek los alles wat jy gedoen het, vir dood agter, is gone. Dan moet jy mos eintlik dieselfde houding hê teenoor mense wat teenoor jou optree. Dan behoort jy mos ook te kan vergewe. En te kan sê, maar dit wat hulle aan my gedoen het, dit wat sy aan my gedoen het, dit wat hy aan my gedoen het, sal ek bereid wees om vir dood agter te laat. Ek los dit. Nou het ek gedink, maar waarom moet ons vergewe? Nou, die lys is baie lank, maar ek gaan nou nie dit so lank maak nie. Julle moet maar volgende ander keer weer as ek weer oor dit preek eendag, sal ek die lys langer maak. Maar die eerste ding, en ek dink dis die mees belangrike ding, hoekom ons moet vergewe, want ons is vergewe. Dis die eerste ding. En as ek so oor mense dink, en julle kan ook saam met my dink daaroor, dan is mense wat nie vergewe nie, mense wat bitter is. Hulle dra wrok in hulle hart. Hulle wil wraak neem. Hulle wil vergelding hê. Iets moet gebeur met hierdie persoon. En hierdie woede of hierdie wraak of hierdie vergelding maak eintlik so dat die ou wat te nagekom word, dit gee eintlik vir hom energie. Dit maak hom eintlik sterk, want nou het hy iets teen jou. Nou raak hy so half onaantastbaar. En nou kan hy jou soort van daarmee tuister, want dis wat jy aan my gedoen het. En jy soek daai vergelding. En die probleem met sulke mense is dat uiteindelik kan hulle nie vriende hou nie. Hulle vriende raak al hoe minder. Want baie min mense wil hulle besig hou met negatiewe energie. En hierdie mense bring die hele tyd negatiewe energie. En dis eintlik 'n groot drama. So onvergewensgesindheid is iets wat hoort by die wêreld, by hulle wat nog nie glo nie, en by hulle self weet hulle dat as hulle vergewe, sal hulle vry word. Maar die DNA van Christen wees, Christianity 101, is jy's vergewe, daarom moet jy vergewe. En daarom sê ek dink die Bybel sê saam met my, nou bring ek 'n groot bron saam met my, dat onvergewensgesindheid is sonde. Want dit is ongehoorsaamheid aan God. Hy sê vergewe. Hy vergewe mense wat aan jou iets verkeerd gedoen het. Maar nou dink ek daaroor en ek maar vir baie mense is dit dalk 'n kleiner sonde.
Want kyk, ek weet nie of julle openlik praat oor al julle hierdie sonnetjies in jou hart. Vertel jy vir almal dat jy 'n moordgedagte gehad oor iemand. Ek het geweet 'n ou vrek. Ekskuus vir die woord, maar dis wat julle moet sê in jou hart. Of jy dalk seksuele gedagtes. Of jy dalk bedrog of leuns. Jy vertel nie vir elke ou, Jesus, ek bedrieg almal en ek lieg almal. Jy hou daai sonde diep in jou hart. Maar mense is nie skaam oor die sonde van onvergewensgesindheid nie. Hulle hou daarvan om vir ander mense te vertel wat het ander mense aan hulle gedoen. Hulle vertel vir almal, sê, daai ou het my so te nagekom, hy het dit aan my gedoen. En eintlik ontbloot hulle self en kom hulle eers agter dat hulle eintlik vir die hele wêreld vertel, ek sondig die hele tyd. Dis 'n sonde, wanneer ek nie bereid is om te vergewe nie. En dan wys hulle eintlik daardeur, sê hulle, ek verstaan eintlik nie die evangelie nie. Ek verstaan nie dat ek vergewe is nie. En ek dink dis wat Jesus ons wil kom leer, om te sê, dat wanneer jy nie kan vergewe nie, dan verloor jy eintlik jou vreugde. En jy verloor jou vrede. En jy verloor jou getuienis as 'n kind van God. En hy wil nie dit hê nie. Want hy wil hê, jy moet vreugde en vrede hê. Hy wil hê, jy moet die lewe kan geniet. Lekker kos, hou gee al die lekker kos vir ons, wat jy net gaan eet, onthou elke kleur, elke geur, wat jy net gaan eet, is van God af, maar hy wil hê, jy moet dit in vrede en vreugde eet, nie met bitterheid nie, want as jy dit met bitterheid eet, jy moet nog probeer eet as jy kwaad is, en die kos, jy druk dit maar net in, want dit is glad nie lekker nie, jy proe nie eers die kos nie, of het jy nog nooit so geëet nie? Ek gaan nie nou eet, ek is kwaad, want jy gaan niks proe nie. Die Here wil hê ons moet die lewe geniet, hy sê, ek wil hê, jy moet vreugde en vrede hê. En daarom sê hy, en dit is 'n harde ding wat hy sê, as jy nie bereid is om dit wat mense aan jou gedoen het te los nie, dan kan ek ook nie vir jou naby my bring nie, want dis 'n sonde, en sonde bring afstand tussen my en jou. So miskien is dit die sonde wat jy moet bely vandag. Sê, Here, my sonde is onvergifnis, onvergewensgesindheid. Ek wil naby U kom. En dis miskien hoekom mense nie geestelik groei nie. Hulle lees die Bybel en hulle bid en hulle probeer die regte lewe en probeer alles reg doen. Maar hulle groei nie. Want as hierdie een ding wat tussen hulle en God bly staan, hy sê ek kan jou nie vergewe nie. Dis die eerste rede. Die tweede rede is, ek dink ons moet vergewe omdat dit die aksie is wat enige mens kan doen wat die naaste is aan wat God aan ons gedoen het. Want hy kom wys vir ons genade. Hy kom wys vir ons wat dit is om ons te kom vergewe nadat ons dit nie eens verdien het nie. Terwyl jy vol sondes en ongehoorsaamheid is, vergewe jou, sê dit verby. So dis die aksie wat jy kan doen wat die naaste is wat God en enige mens kan doen. Maar nou sê mense, en ons sê ons in Afrikaans dit ook, man, jy moet vergewe en vergeet. Nog nie gehoor nie. Jy moet vergewe en vergeet. Dit is lekker om te vergewe as jy vergeet het, né? Maar dan onthou jy nie. Kon. Maar wat as jy nie vergeet nie? Wat dan? Wat maak jy dan? Wat maak jy as die skade wat iemand aan jou gedoen het permanent is? Die skade kan nooit weer reggestel word nie. Daai persoon se dade was so dat jy vir altyd dit sal beleef. En wat dan van as dit dode vrug so is dat die persoon het die kosbaarste ding van jou seer gemaak en aangeraak. Wat dan? Hoe vergewe jy dan? En dan kom hy sê, dis 'n besluit wat jy neem. Vergifnis is 'n besluit wat jy neem om te sê, ek neem dieselfde besluit wat Jesus geneem het. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, toe loop die bloed van sy kop af, en sy arms is vasgespijker. Die spoeg van waar hom in die gesig gespoeg het, is nog taai in sy gesig. Hulle lag vir hom, hulle koggel hom. Hy beleef intense pyn. En dan dink ek het hy sy vingers so gedraai en gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.
Dis die daad wat Jesus kom doen het. Terwyl hy pyn het, vergewe hulle asseblief. Dis die tweede ding. Die derde ding wat ek dink, is dat ons het dit nou gehoor. Onvergewensgesindheid loop uit op bitterheid. Nou bitterheid is ek het dit al een keer so beskryf vir julle. Dis dis is om 'n lijk aan jou vas te boei en in die shopping centers te gaan rondloop. Jy gaan nie mense aantrek nie. Mense gaan nie sê hallo, hulle gaan ver van jou weirdo. Jy is nie aantreklik nie. Dis wat bitterheid maak. Jy loop eintlik met daai persoon wat jou skade aangedoen het, soos 'n boei, aan jou vasgeboei, jou hele lewe in. En jy los hom nie. En dit maak jou opvleend. Dit maak jou hardraand, dit maak jou teneergedruk. Dit maak dat jy eintlik vereensaam, want jy onttrek van die samelewing en sê, want mense maak my seer, so ek wil nie meer met mense iets uit te waai het nie. En mense onttrek van jou, want hulle wil nie in daai negativiteit die hele tyd wees nie. So dis 'n slegte ding om in bitterheid vasgevang te wees. Bitterheid en woede en naaiwer, jaloesie, daai goeters kom alles daar uit. Die mense uiteindelik so buierig en aggressief raak. So ek weet nie of dit een van jou simptome is nie, dan moet jy by die Here gaan sit. Die vierde ding is, hoekom ons vergewe, omdat die daad teenoor jou was ook sonde teenoor God. Want onthou, hierdie persoon het iets verkeerd gedoen in jou, maar hy het in die eerste plek voor God verkeerd gedoen. Want hy het mos nou, as hy teenoor jou gesondig het, het hy mos ook teenoor God gesondig. En wat het God met sy sonde gedoen? Vergewe. Al is hy nie 'n gelowige en hy sê, God, ek vergewe mense vir sy sondes, hulle moet net na my toe kom. Soos God het klaar daai ou se sondes bereid om dit te vergewe, dit wat hy aan jou gedoen het. As nog 'n ander rede hoekom ons moet vergewe. En dit is omdat ons glo dat God ons vergewe. Want hy sê Matteus, want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. En daarom glo ek, jy het daagliks nodig om by God te gaan sit. Sê Here, as daar iets is wat tussen my en U is, wil ek dit kom aflê, ek wil dit kom vra dat U my sal vergewe. En as daar mense is wat ek moet vergewe, gaan ek hulle nou op hierdie oomblik vergewe. Want ek weet nie hoe werk jy nie, maar ek kan nie operate sonder die Here nie. Ek moet elke dag by hom sit en ek moet elke dag by hom gaan leer. Ek moet elke dag my daaglikse energie kry. En as daar iets is in my en God staan en ek kan nie by hom gaan sit nie, dan voel ek leeg, dan voel dit vir my, ek gaan sukkel vandag. En dan sukkel ek hy dag. En dan sukkel ek omdat ek nie by God was nie. So ek dink is 'n daaglikse ding wat jy by God kom sit en sê, Here, vergewe my vandag my daaglikse sonde. En jy kan hom dan noem en sê, dis wat ek gedoen het, en dis wat ek gedink het, en dis wat ek wens, en jy weet, die Heilige Gees maak dit so, en dan maak hy jou skoon. En dan staan jy daar op, en jy is vry. So ons vergewe, sodat God my kan vergewe. So ek sal nooit wil sit met iemand wat ek nog nooit kon vergewe het nie, want dan weet ek, as ek in my stilte tyd na God toe gaan, daar gaan iets wees wat gaan maak dat ek nie mooi kan hoor. Dit is amper soos as jy nou dink aan 'n tuinslang. En dat nou lank daar gelê en die spinnekop het binne en gekom en neste gemaak. Dan kom maar net so 'n stroompie uit. 'n bietjie water. Tot jy die pyp skoon of verkalking. As die pype begin verkalk. Ek weet nie of jy goed nog hier kalk nie, maar ek weet in ons ou dae die water, die pype het so aan, jy moet dit kap, dan kom jy goed uit. Jy sal nie glo nie, ons pype het toegekalk met sulke wit goed. As die waterstroompie min, dan jy weer gaan skoonmaak. En dis hierdie ding. As daai sonde so begin klot hier binnekant, hier maak so sulke klont hier binnekant, dan kom die water nie lekker uit nie. En as ek na God toe gaan en sê, Here, daar het ek verkeerd gedoen, haal hom uit. Daar's nog een, haal hom uit. Hy kap, is 'n bietjie seer partykeer en hy kap dit uit. En dan begin die stroom weer te vloei. En dan voel ek is weer vry. Want dit is die volgende rede hoekom ons moet vergewe, sodat ons juis kan aanbid. Sodat ons juis by God kan kom. Jesus sê op 'n stadium, as jy jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, nou het jou broer iets teen jou. Jy kom agter dat daai ou is kwaad vir jou. Dan dat staan jou gawe by die altaar, gaan maak eers vrede met hom,
en kom dan en bring jou gawe. Want God weet dood eenvoudig, ons kan nie aanbid, ons kan nie vrylik sy genade, sy liefde, sy oorgawe ontvang, as daar iets is in ons en hom is nie. En dan, daar is nog baie ander redes, maar ek wil net 'n laaste rede noem. Hoekom moet ons vergewe? Want die oordeel kom God toe. Romeine sê, moenie self wil wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Dis die Bybel. Dat God sê, ek sal, die oordeel is myne. Ek sal oordeel soos ek goed dink. Nou wat daarvan as God hom nie straf nie? Dis sy besigheid. God is God en ons is nie. En ons wil baie keer God speel om te sê, ek sal sorg dat daai ou gestraf word vir die res van sy lewe vir wat hy en my gedoen het. En dit beteken nie dat hy mag nie straf kry nie. Maar dit is nie in my hande nie. God is nooit te stadig nie. God is nie te swak nie. God is in beheer. Nou die lys kan aangaan. Ek wil vir julle 'n definisie gee wat ek dink my definisie van vergifnis is. Dis 'n besluit wat jy neem in afhanklikheid van God. Jy kom na God toe in afhanklikheid en jy kom sê vir hom dat jy wil vergewe. Dis 'n besluit wat jy neem in afhanklikheid aan God, dat ek eerder aan U gehoorsaam sal wil wees as aan my emosies. Dis 'n besluit wat jy neem om te sê, ek wat genade ontvang het, ek wil genade vertoon en betoon. So dis 'n besluit wat jy neem in afhanklikheid aan God, so ek gaan gehoorsaam wees aan God, nie aan my emosies nie, sodat ek wat genade ontvang het, vir ander mense genade ontvang. En nou weet ek, hier sit 'n klomp van julle met vrae. Sê nou maar net, ek vergewe daai mense, dan kom hulle mos weg met moord. Nog nooit so gesê nie? Of as keer die daad goed. Ek kan nie laat hy wegkom nie, maar dan keer ek dit goed wat hy gedoen het, of sy gedoen het. Wel, is presies hoe Jesus jou vergewe het. Nou voordat jy kon kies of gevra het vir hom, het hy jou klaar vergewe. Verlede, al jou goed van die toekoms is klaar vergewe. Daar's nie elke nou en dan sterf hy aan die kruis nie. Toe hy aan die kruis gesterf het, alles klaar vergewe. So, ons is nie ons saak. Ons keer nie dit goed nie. Ons keer nie die daad goed nie. Ons keer dit af. Dit is sonde. Maar ons laat die mens vry. Of mense sê, ja, ek sal vergewe as hulle kom sê hulle is jammer. Ek wag dat hulle eers kom sê hulle is jammer. Ek dink dit is waaroor dit gaan nie. Die Here kom nog voor, daai man aan die kruis, wat daar gehang het, toe hy vir hom sê, dink aan my vanaand as jy in die paradys kom, het nie eers gesê, wel ek is jammer nie. Die Here vergewe, want hy's 'n vergifnis, hy's 'n vergewende God. Ek het gehoor mense sê, wat dan van as hy nie my vergifnis sal aanvaar nie? Dan is jy maar weer van vooraf vir hierdie ou kwaad. Jy moet net doen wat God sê. God sê, gaan vergewe. As hy dit nie wil aanvaar nie, sy wil dit nie aanvaar nie, dan is dit op hom, is nie op jou nie. Ek het al gehoor mense sê vir my, ek het dit agter my gesit. Maar die gesig is die van 'n victim, nie van 'n victor nie. Nou, ons is kinders van God. Jesus sê, as jy in Christus is jy meer as 'n oorwinnaar. Jy's nie 'n victim nie. Jy's nie 'n victim van jou verlede nie. Jy's 'n victor, oorwinnaar in Christus. Ek lees van 'n sendeling wat skryf, hy bly daar in Oos-Afrika gewerk. Hy sê, nou loop hulle so deur so klein paadjie wat hulle loop. Hy sê, maar daar's so 'n heerlike, aangename geur in die lug. Hy sê, nou kyk jy na die bome, waar kom hierdie heerlike reuk vandaan, hierdie geur? En hy kyk dan so in die struike toe, en een van die plaaslike manne sê vir hom, jy moet nie opkyk nie, jy moet afkyk. Toe kyk hy af, dus daar so 'n klein blou blommetjie. En as jy op die blou blommetjie trap,
dan gee hy hierdie wonderlike geur af. Nou toe sê hy vir hom, "Man, dis fantasties. En wat is hierdie blommetjie se naam?" Toe sê hulle, "Maar ons noem die blommetjie die vergifnisblom." Hoe meer jy op hom trap, hoe heerliker ruik hy. Hy kies nie om net sekere mense die reuk en die geur te gee nie. Jy het hom dalk raak getrap en die ander ou kry ook die geur. Hy kies ook nie om te sê, "Wel, hulle moet eers sê jammer, dan sal ek my geur vir hulle gee nie." Dis daai blom wat God wil hê ons moet wees. Want Paulus sê, ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God. Onder die wat gered word, ons Christene, en onder die wat verlore gaan. So ek en jy behoort eintlik vir die wêreld te wys. Hoe leef iemand wat vergewe is? So ek weet nie, miskien is daar iemand wat jy vandag moet gaan vergewe. Miskien is dit iets wat jy voel jaarlank uitstaande is. En jy vandag moet gaan en sê, ek vergewe jou. Miskien is daai persoon al dood, dan skryf jy dit neer, ek vergewe jou. Ek gaan nie meer hierdie lijk saam met my sleep nie. Miskien moet jy vandag na iemand toe gaan en sê, ek is jammer. Ek het jou seer gemaak. Is jy bereid om my te vergewe? Kom ons bid. Hemelse Vader, hierdie is so 'n eenvoudige, maklike beginsel, maar dit is so moeilik vir ons om dit te leef. Ons wat vergifnis ontvang het, behoort dit eintlik te kan uitdeel. Maar dis Christianity 101. Dis wie ons is. Dis hoe ons by U uitgekom het. U het ons vergewe nog voordat ons kon kies, of voordat ons gevra het, gesê, ek vergewe in Jesus Christus die sondes van hierdie wêreld. Ons sukkel daarmee, want mense maak ons seer. Ons maak ook mense seer. Help ons om te kan verstaan, omdat ons vergewe is, omdat dit die daad is wat ons kan doen, wat die naaste is wat God gekom doen het. Ja, omdat U so goed was vir ons, omdat ons nie wil bitter wees nie, omdat ons weet die oordeel kom U toe, waar ons dit vir U kon gee. Ek weet nie wie sit hier voor my nie, ek weet nie wie luister nie, ek weet nie wat het in hulle verlede gebeur nie. Maar mag vanoggend 'n draaipunt wees, dat hy of sy sal sê, ek maak nou klaar. Ek wil nie meer 'n victim wees, ek wil 'n victor wees, ek wil oorwinnend leef. Daar's 'n stuk stikkindheid by mense, wat U vandag wil heel maak. Help ons asseblief daarmee. Amen.